Dit is baie sleg om in die nag wakker te word van 'n skreeende kleintjie. En om dan te onderskei, wat is dit? Is dit nou sommer manipulasie? Is dit regtig vrees? Of is dit nagangs? Is die uitdaging. Kom ons gesels eers 'n bietjie oor nagangs. Baie keer word dit ook night terror genoem. En dit lyk omtrent soos 'n demoniese aanval. Dis letterlik 'n kind wat so wild te kere gaan, dat ons hulle nie met die gewone troos kan kry om te kalmeer nie. Baie keer raak dit eintlik erger, hoe nader ons kom. Ek het al een keer tydens so 'n nagangsaanval van my seentjie gevoel asof hy dink ek is 'n monster. Want hoe nader ek kom, hoe groter het sy oë geword en hy het later in die hoekie van die bo op sy bed in die hoekie van die kamer gestaan en al hoe harder gegil hoe nader ek kom. En dit is omdat hulle nie regtig wakker is nie. So wat hulle dan sien en dink, kan 'n mens maar net raai. Nagangs is nie 'n demoniese aanval nie. En alhoewel ons aanbidding musiek gespeel het in die kinders se kamers om hulle te help kalmeer na so 'n aanval, is dit nie regtig die sleutel hier nie. Nagangs is bietjie soos 'n kortsluiting in die kind se brein. Onthou wanneer 'n ouetjie slaap, raak die breingolwe al hoe rustiger, die patrone verander en dan is daar ietsie soos 'n ontlading en van hierdie elektrisiteit in die brein kom los. En dit gee dan aanleiding tot allerlei hallusinasies wat hulle omtrent sien, vreeslike slegte drome, maar omdat die breingolwe dan nou eienaardig is die kind nie aan die slaap nie en hy is ook nie wakker nie en jy kan hom nie wakker kry nie. Oorstimulasie is die algemeenste oorsaak van hierdie ontlading in die aand en veral die tipe oorstimulasie wat ons kry wanneer kinders voor 'n skerm sit. So die oomblik as ons die TV en veral iets soos 'n iPad of enige ander skermpie wat die kind saam met hom bed toe vat, wegneem en seker maak die ouetjies kom nie naby aan 'n skerm vir ten minste 2 uur voordat hulle gaan slaap nie. Sien ons 'n dramatiese verbetering in nagangs. Maak ook seker jy praat met jou kind deur die goedjies wat sleg was deur die dag. Sê sommer maar net, ag, partykeer is die maatjies kwaai nê, juffrou is seker vriendelik, of jy het seker wild gespeel, want al daai verwerking wat die kind doen in sy brein voor hy probeer om aan die slaap te raak, gaan daai ontladings in die nag ook help verminder. Wanneer 'n ouetjie egter 'n gewone nagmerrie het en hy word heeltemal wakker en hy is samehangend, dan is 'n belangrike sleutel om 'n ouetjie in sy eie kamer te help om weer aan die slaap te raak. Gebruik sis tegnieke net daar, geef hom 'n teddybeer, sit 'n bietjie musiekies aan, los miskien jou truitjie daar dat hy dit vashou, dat dit bekend voel en bekend ruik, maar waak teen om 'n kind uit sy bed te haal, want eintlik is die maklikste omgewing daai plekkie wat nou warm is, waar die lig is soos hy nou gewoond was toe hy wakker geword het. Van die oomblik as jy hom nou na 'n ander plek toe vat, is daar net 'n klomp ekstra stimule en dit maak dit eintlik langer vat om die ouetjie weer rustig in slaap gereed te kry. En onthou maar, kinders leer by ons waarvoor om bang te wees. So bly weg van frasetjies soos, daar's niks onder jou bed nie, hier's nie monsters nie, want kinders hoor mos nie daai nie, hulle hoor net onder jou bed en monster. Praat altyd oor die veiligheid, praat altyd oor jou teenwoordigheid, praat altyd ook oor dat die Here by hulle is en gee vir hulle die sekuriteit van hulle eie kamer.